Môre maats, dis weer Tannie Lillian wat met julle praat. En vandag kyk ons nog bietjie verder na die verhaal van Daniël. Julle onthou mos dat Daniël en sy vriende nou in Babylon gebly het. En die koning se naam was koning Nebukadneser. En Daniël was 'n baie belangrike man nou al gewees in koning Nebukadneser se regering. Maar koning Nebukadneser het oud geword en hy is toe dood. En die nuwe koning se naam was koning Belsasar. Koning Belsasar was 'n man met 'n baie groot ego. Hy het besluit om 'n groot fees te hou, fees soos 'n partytjie, en hy het 1000 mense genooi vir hierdie partytjie. Hy het ook besluit dat hulle die goue en silwer bekers wat nog uit die tempel in Jerusalem uitkom, sal gebruik om wyn uit te drink by hierdie partytjie van hom. So het die koning en al sy gaste en sy vrouens uit hierdie koppies en bekers van God se tempel uit wyn gedrink en hulle het die hele aand partytjie gehou en natuurlik het hulle ook hulle vals gode aanbid. Skielik toe sien hulle iets wat dan lyk soos 'n menshand wat teen die muur van die koning se paleis iets skryf, maar is net 'n hand gewees, daar's nie 'n lyf nie. Hy het baie groot geskrik. Die koning se gesig het sommer so wit geword, sy knie het gebewe, so bang was hy, want wat is besig om hier gebeur? Die koning het geskree en geroep en gesê, al die wyse manne en sy fortuinvertellers, almal moet na hom toe gebring word. En hy sê toe vir die mense, die een wat vir my kan sê, wat dit wat hier op die muur staan beteken, daardie een sal 'n pragtige pers kleedkram aan te trek, 'n goue ketting om sy nek, en hy sal die derde belangrikste man in hierdie koninkryk wees. Al hierdie slim manne het probeer lees wat daar staan, maar niemand het geweet wat dit beteken nie. Die koning het al hoe banger geraak en al hoe bleker. Hulle was almal so verskriklik bang oor wat hier gebeur het. Die koningin se ma het gehoor wat het gebeur. En sy hardloop toe na die saal toe waar die koning en sy gaste is. En hy sê vir die koning, daar is 'n slim man met goddelike kennis. Toe Nebukadneser nog koning was, het hierdie Jood met die naam Daniël baie keer vir hom sy drome uitgelê en van sy wysheid met die koning gedeel. Miskien moet jy hom laat roep. Ek dink hy sal vir jou kan sê wat hierdie skrif teen die muur beteken. Daniël is toe geroep om na die koning toe te kom. Die koning sê vir hom, ek het gehoor dat jy baie goed is met raaisels en drome. As jy vir my kan sê wat hierdie woorde teen die muur beteken, dan sal ek vir jou 'n pers kleed gee om aan te trek. Jy sal 'n goue ketting kry om jou nek te hang, en jy sal die derde belangrikste mens in hierdie koninkryk wees. Daniël sê toe vir die koning, jy kan maar jou geskenke hou, want net soos Nebukadneser het jy heeltemal te trots en arrogant geword. Jy dink jy is belangriker as God.
En hier teen die muur staan daar, mene, tekel parsin. En dit is wat hierdie woorde beteken. Mene beteken getel. God het jou dae getel wat jy gaan koning wees, en hy het besluit om dit tot 'n einde te bring. Tekel beteken om te weeg. Jy is geweeg, en jy is te lig bevind. Jy is nie 'n goeie koning nie. En parsie beteken verdeel. Jou koninkryk is nou verdeel deur God en sal gegee word aan die koning van Mede en Persië. Belsasar het toe beveel dat Daniël hierdie pers kleed moet kry om aan te trek en die dik goue ketting. En hy is toe nou ook die derde belangrikste man in die koninkryk geword. Tot dieselfde aand is koning Belsasar nog doodgemaak. En koning Darius van Mede was nou die koning van Babylon. Maats, hierdie koning het daardie dag baie slegte nuus gekry. Daniël het vir hom kom vertel wat die skrif teen die muur sê en vir hom probeer laat verstaan dat God is wat hom waarsku en sê, as jy aanhou om so 'n slegte koning te wees en nie mooi na die mense in jou land te kyk nie, dan gaan julle verloor as daar 'n oorlog kom. En dis wat toe nou ook gebeur het. Toe die koning van Mede die land aanval, het hulle verloor, want koning Belsasar was 'n baie slegte koning gewees. En hy het nooit vir God gevra om hom te help nie. Daniël het elke keer voordat hy iets moes doen, vir God gevra dat God hom asseblief sal help. En God het hom gehelp. Ons kan ook, wanneer ons iets moeiliks het wat ons moet doen, bid en vir God vra om ons te help. Dit gaan dalk nie beteken dat ons die beste gaan wees nie. Maar God gaan ons help om die beste te doen wat ons kan. Want God is baie lief vir ons. En God sal by ons bly en ons altyd help, net soos wat hy altyd vir Daniël gehelp het. Kom ons sluit ons oë, dan bid ons saam. Here Jesus, dankie dat ons enige tyd met U kan praat. Dankie dat ons kan bid en vra dat U ons help wanneer ons dalk ietsie moeiliks moet doen. Dankie dat ons kan weet dat U ons dan sal help om die beste te doen wat ons kan. Amen. Die liefde van Jesus is wonderbaar, wonderbaar, wonderbaar. Die liefde van Jesus is wonderbaar, so wonderbaar vir my. Die liefde van Jesus is wonderbaar, wonderbaar, wonderbaar. Die liefde van Jesus is wonderbaar, so wonderbaar vir my. Kom ons verheerlik sy naam, kom ons verheerlik sy naam. Alles verander van Jesus nooit, kom ons verheerlik sy naam. Maats, dankie dat julle vandag saam geluister het. Julle moet 'n baie lekker week hê. Tata!